Welkom terug by die groot ontbyt. Ons is selfs môre met die manne van Jagboek. As jy 'n jagter is, spits jou ore. Gerard de Lange en Carlo Steenkamp is hier vanmôre. Ons praat 'n bietjie oor die jaglandskap, jaggemeenskappe in Suid-Afrika en wat Jagboek is. Goeiemôre meneere. Môre. Lekker om julle hier by ons te hê vanmôre. Baie lekker. Kom ons praat 'n bietjie oor daai jaglandskap in Suid-Afrika. Hoe lyk dit op hierdie stadium? Is daar 'n groei daarin? Hoe lyk dit met die ekonomiese toestande? Knyp dit dalk 'n bietjie? Hoe werk dit? Ek dink ons baie groei. Pierre, ek dink dit het baie verander. Ek dink in die ou dae het jy gesê, jy weet jy gaan jag om 'n bietjie geld te spaar. Nou koop jy lamsvleis om 'n bietjie geld te spaar, maar ek dink dit het baie verander. Ek dink daar is meer vroue wat betrokke raak daarmee. Daar's meer kinders. My dogtertjie het nou dag 'n bietjie uitgegaan saam en so en ek dink dit het 'n ervare gebaseerde ding geraak. Mense wil waar is die plaas, waar het ek hom geskiet? Hoe ver en al daai goeie. So ek dink dit het baie verander. Ek dink dit het sterker geraak, dit het groter geraak, dit het jonger geraak, vrouens is betrokke. Het meer gegaan oor die waarde van ervaring. 100%. Ja. Wat is die grootste uitdagings dink julle wat tans jagters en plaaseienaars in die gesig staar? Ek dink geld, rand en sent. Ek dink dis seker maar een van die grootste probleme veral vir die jagter aan die jagterkant. Ons sien die ekonomiese druk. Hierdie jaar is dit al klaar dubbel die prys net om op die plaas te kom met die brandstofpryse wat dit laas jaar was. En dan vir die boere natuurlik, jy weet dit is peste, dit is stropery. So hulle met hulle sekuriteit, so ek dink hulle voel die ekonomiese druk. Hulle moet heeltyd 'n balans vind tussen 'n ordentlike inkomste en wildbestuur. So ja, ek dink daai is krities. En dis belangrik net die wildbestuur want volhoubare jag en wildbestuur gaan hand aan hand. 100%. En dan sit jy nou met peste en hierdie jaar het ons back in klou gehad, so daar's ekstra kostes. So ek dink ja, vir 'n boer is dit heeltyd daai bestuur van inkomste, uitgawes, wildbestuur. En dit is wat dit so duur maak. So ja, die ekonomiese druk. As mense dink na die rol wat tegnologie kan speel, 'n mens dink so half jag is die laaste plek in die veld waar digitale goeie impak kan hê. Maar daar's tog 'n digitaliseringsimpak as dit kom by die jagindustrie in Suid-Afrika. 100%. Ek dink is groter as mense nog besef. Ons is nou in ander sektore ook betrokke en so en dit is maar soos enige ding. Ek bedoel jy weet 'n paar jaar terug het jy met onmiddellike mense het jy besigheid gedoen. Nou het jy ewe skielik met sosiale media het jy toegang tot 8 biljoen mense. So digitaal en die AI wêreld waar ons onsself betree en so aan is dit regtig jy weet dit is alles groei, jy weet dit alles groei en dit is afhanklik daarvan. Ek dink boere is besig boere is nou besig om te kyk na jy weet is my diere gesond, is my plaas reg en daai so hulle het nie regtig tyd om te spandeer op dit. En so daar's 'n mark daarvoor. Ons praat ook van die digitale ekosisteem. Dit is nie net waar bly ek, waar gaan jag ek nie. Dit is wat skiet ek, waartoe vat ek dit, wat is taxidermie, vat ek dit na toe. Dit is goeie soos jy weet GPS kartering en al daai goed. So daar's 'n groot mark van alle fasette van om te kom tot op die plaas tot dat daai ding teen die muur hang. So daar's 'n relevante industrie in wat almal afhanklik is van daardie. Dis nie net die plaaseienaar nie, jagter nie. Ja. Ja, verseker. Hoe belangrik is volhoubare jagpraktyke? Ek dink dit is nie 'n opsie nie, dis 'n noodsaaklikheid. Volhoubare jagpraktyke as 'n mens dit nie het nie, gaan jy 'n verskriklike toename in afneem sien in wildbestuur. Ons gaan 'n afneem sien in wild as jy 5 hasies in 'n hok sit. Ek is hierdie week 3 hasies ryker met my 2 dogtertjies. Maar as ons 5 hasies in 'n hok sit en is almal dogtertjies, dan gaan ek oor 'n jaar met of 5 hasies sit of minder want hulle gaan mekaar destrooi. So en ek dink dis maar waarop dit neerkom. So ons skor daai jagindustrie, ons skor die ouens wat teel om dit groter te maak en beter te maak en vir generasies op generasies nog die geleentheid te kan gee om 'n renoster in die veld te kan sien, om 'n swartwit pens in die veld te kan sien. Ek dink 'n trofee swartwit pens, 52 duim swartwit pens is nie 'n ding wat net ontstaan in die bos nie. Ons het hierdie ouens nodig om dit is baie afhanklik van die private sektor. 100%. Ja, dit is die private sektor wat dit grootendeels maar dryf en om die genetika lewendig te hou. Carlo, hoe die jagprofiel verander van die gemiddelde jagter? Ons praat, jy het nou gepraat van meer vroue, meer kinders is betrokke, maar is daar meer ander vereistes wat jagters deesdae begin kry? Soek hulle
ander goed as die ou konvensionele tradisionele manier van jag? Ek dink baie mense sê hulle neig nog na die tradisionele, jy moet stap en jy moet al daai goeie. So ek dink die profiel het bietjie verander, maar jag het ook baie tegnies geraak. Jy weet daar's apps vir enige ding daar is. Die scopes wat nou uitkom is jy weet so tegnies. So mense wil bietjie gaan, hulle wil die wind verstaan, hulle wil die afstande verstaan Die en gadgets. 100%. Ja. So hulle wil nog bietjie vashou aan die oud en bietjie gaan stap en so, maar jy weet die lekker goed ook daar wat daarmee saamgaan. En ja, dit is 'n tegniese ding. Ek dink mense wil byvoorbeeld video neem van hoe jy die boks het. Nou sit hulle 'n kameraatjie op. Dit is Daar's 'n gespesialiseerde produk en manier van dit doen. Ja. Net vir dit alleen. Ja. So, vertel ons oor die jagboek en hoe het die idee ontstaan? So ja, die jagboek app is 'n besprekingsplatform. So ons assisteer met die bespreking. Die idee het eintlik ontstaan as gevolg van 'n nare ondervinding. En ek dink dit gebeur baie. Daar's soveel scammers daar buite Ja. aan beide kante, aan die plaaskant en aan die agterkant. Jy het jagters wat bespreek en dan maak hulle net droog op 'n plaas. En dan het ons natuurlik ouens wat akkommodasiegeld vat en dan koop al die kos en al die drank en al die diesel en alles is gegeer en al die manne is op pad jagplaas toe en dan is daar nie eers 'n hek nie, daar bestaan nie eers 'n plaas nie. Dit gebeur ook. Oh. So as gevolg van sulke omstandighede ons gesê, maar hoe kan ons dit vir die ouens meer gerieflik maak? En ook as jy nie groot word met jag nie, ek het nie groot geword met jag nie. So as jy nie die geleentheid kry, genooi word deur iemand of die blootstelling kry nie, dan hoe kom ek in dit in? En toe sê ons okay, maar kom ons kry 'n app kom ons en ons maak dit vir die average ou toeganklik. En nou is dit van die trofee, die ervare jagter tot en met die splinternuwe jagter gee ons 'n platform waar jy kan gaan en as jy 'n plaas het, jy laai jou plaas op, jy bestuur jou eie besprekings daarop, jy bestuur jou eie plaas en ons het al die jagters, ons het sedert ons gelons het tot nou toe het ons oor die 5000 jagters en die jagters soek jagplek. So ja, dis ons is. Dit hoe julle dan nou die jagter en die plaaseienaar bymekaar bring? 100%, ja. So basies soos ek sê, as jagter gaan op die toep en hy kan deur verskillende plase gaan, hy kan die wildspryse sien daar, as hy iets sien waarvan hy hou. En Ja, as hy iets sien waarvan hy hou Wat is en beskikbaar? daar's beskikbaarheid, bespreek jy sit 'n bespreking in. Die boer kan eers gaan kyk wie is die jagter Okay. wat dit lekker maak. So dis nie net enige ou daar en dan kan die boer sê ja, ek kan vaar die bespreking en sodoende sit ons jou op die plaas en dan sorteer jy en die boer mekaar uit van daar af met die wild en al die ander dinge. Ons hanteer net die bespreking. En ons ook lekker resensies, so mense kan gaan lees om te sien, okay, ja, dis legit. 'n graderings Ja. proses. Jy kan sê dit was 'n lekker plaas, jy kan sê dit was 'n lekker jagter. En ek dink mense so clarity en ek dink Ja. 'n baie interessante ding is ons, jy weet, daar's baie plase wat nog opening het. As jy nou vir enige jagter vra, sê ja, nee, maar ek's maar volgende jaar want waar gaan ek nou weer jag? 'n Plaas kry wat oop is, maar daar's baie ouens wat nog 'n oop naweek het. En dis al geverifieerde plase? Ja. En jy het ook 'n manier om die jagters wat die app te gebruik ook te monitor of te gradeer. Ja. So ons natuurlik verifieer ons hulle ook. Jy moet vir ons 'n ID gee. Die lekker ding is jy betaal ons vir die akkommodasie. Die akkommodasiegeld lê by ons. So jou geld is veilig by ons totdat die jag klaar plaasgevind het. So as daar iets sou gebeur of daar's 'n dispuut, dan kan dit gehanteer word en 'n ou vat dit van daar af. Ja. Julle het 'n lekker kompetisie nou onlangs geloods ook. Ja. Yes, ja. Ja. So ek en Carlo het toe ons die toep uitbring, toe sê ons hoe gaan ons jagters bietjie werf na die app toe. En een van die groot goeders wat opgekom het is kom ons doen 'n groot jag giveaway. En toe het ons begin hande vat met sekere mense en toe word dit 'n groter jag giveaway en ek dink nou is dit die grootste jag giveaway wat daar is. So dit Eintlik het het ek al regtig gedink om groot self geword. in te skryf. Miskien kan ek gaan. Ja, ag jy kan 'n rolling board bevul. Ja. Kan jy kry as jy en 3 ander pelle. Matt Dabber kom saam. Rikus Neal gaan 'n bietjie om die kampvuur sit saam met ons. En toe nou laasweek, toe het ons met Percy Montgomery gesit. Toe sê hy wil ook 'n bietjie saamkom. So nou is Percy ook in die ding. Gaan 'n 308 geweer kry, Brothers van Arms. Brothers Arms gesponsor. Chris Burger, julle is bekend met hom. Hy het al hier op die bank gesit van Marula Game. Die jag vind op sy plaas, vind dit plaas. Van die plase op ons platform met ons hande gevat. Ons het Daily Life is 'n plaas op ons platform. Hulle het die Buffel gesponsor. So hulle het die fondse gegee vir dit. Ons het ook hande gevat met Groot FM se nuwe insgewende organisasie En Terugploeg, ja. en Terugploeg Atterbury Trust waarvan die proceeds na die tyd na toe sal gaan. So ja, ons probeer dit regtig lekker maak. Soos ek sê, dit die grootste
jag giveaway van die jaar Ons is baie op probeer. families, verstaan jy? Ja. Ja, ons is baie op familie gebaseer en ons wil hê, jy weet daai kampvuur scenario wil ons skep. Hoe kry mense toegang tot hierdie kompetisie en hierdie jaggeleentheid? So daar's twee opsies. Jy kan of die toep dan die app, download jy, dis die eerste ding in jou gesig, is die kompetisie en dan kan jy sê tydbaar, dan koop jy 'n e-produk. Ons het 'n shot placement boekie daarso wat 'n virtual boekie is wat jy koop en die oomblik as jy die boekie koop, dan staan jy 'n kans om die giveaway te wen. So maklik. Of jy kan na die webwerf toe gaan jagboek.com. Jagboek.com. Ja, man. Jag vorentoe, net so kortliks. Ons tyd is eintlik verby, maar jag vorentoe. Wat kan gebruikers in die toekoms verwag by Jagboek? Jong, daar's baie, soos ons sê, die ekosisteem. Dit is wat ons Ja. wil aanspreek. Dit is al die ander goedjies wat ons in die back-end besig is om aan te werk. Ons probeer die taxidermies iets vir hulle te kry, iets vir die slagters. Jy weet die hele stelseltjie, die jagtrailers, die ouens wat jaggewere verskaf, die ouens wat die sakke en alles wat by dit om. So Hele bedryf. En dan is dit ook die kartering gedeelte waarmee ons werk wat nou 'n bietjie nog jy weet miskien net volgende jaar. Die gadget ouens gaan uitsien daarna. Ja. Baie dankie vir julle tyd vanmôre, meneer, is lekker om julle te gesels. Dankie. 100%, baie dankie. Ja, raai, het jy dit is Carlo en Gerard wat draai by ons kom maak van Jagboek. Skryf in vir die Jagboek kompetisie, dis baie maklik. Laat die app af op die Google Play Store of App Store en volg net eenvoudig die aanwysings. Dis die manne van Jagboek. Ons is nou weer terug, ons het tyd vir die nuus nie weer.